Goeiedag my geliefdes. Geliefdes, ek maak hierdie Afrikaanse video want ek word deur baie mense gevra om bietjie meer Afrikaanse video's te maak omdat al my video's in Engels is. Omdat daar geliefdes is reg oor die wêreld, daarom maak ek dit in Engels en baie van ons geliefdes verstaan nie Afrikaans so goed nie en daarom kan hulle nie die boodskap kry nie en daarom maak ek dit in Engels. Maar geliefdes, soos ek beloof het, maak ek 'n video vandag waar ek 'n paar dingetjies van die gees en van die vlees wil aan u verduidelik. Geliefde, ek wil sommer net begin op 'n punt, op Samson. Baie van die mense dink dat die Bybel is 'n natuurlike 'n boek. En dan verdraai hulle die dinge so dat 'n mens kan nie eintlik verstaan, was dit nou geestelik of was dit natuurlik nie. Maar kom ons vat Samson. As Samson natuurlik was, dan kan Moses en Josef en Adam en Jesus natuurlik gewees het, is dit nie? Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. Kom ons kyk wat sê die skrif. Want geliefdes, in die eerste plek, wat ons glo, weet ons. Geliefde, jy moenie glo nie. In die eerste plek, moenie glo nie. Want as jy glo, dan glo jy in iets wat jy nie gesien het nie. Wanneer jy sien, dan weet jy. Dan kan jy 'n deel wees van die wolk van getuies waarin God kom, volgens Hebreërs, né? Hebreërs 12. So, hierdie is dinge wat ons moet verstaan, anders gaan ons die koninkryk van God mis, geliefde. Ons het hierdie tyd om die koninkryk van God in te gaan, want die koninkryk van God is binne in u. Dis nie kyk hier of kyk daar nie. So, nou wil ek net iets logies vir u openbaar maak, volgens die skrif. Samson, waar was sy krag? In sy hare. Nou geliefde, hoe is dit enigsins moontlik vir iemand se krag om in jou hare te wees? Hoe maak dit enigsins sin, as ons natuurlik daarna kyk? Geliefde, en Samson het 7 lokke gehad. Dit is die 7 kragte van die kerk, die gawes van die kerk. Die apostel, profeet, evangelis, herder, leraar, broer, suster en kind. Dit is die gawes van die kerk. En daar het sy krag gelê. En toe kom Delila, die wêreldsdinge, en sy trek hom weg van die kerk af, né? En daardeur sny sy hare af, met ander woorde, sy verwyder hom van daai gawes van die kerk. Die kerk is Christus, maar ons sal daarby kom, geliefdes. En toe hulle sy hare, toe hulle hom verwyder het van die krag van God af, toe kon hulle sy oë uitsteek, né? En dit gebeur met ons, geliefde. Want ons hou vas aan 'n denominasie en ons dink dat ons die ewige lewe sal beerwe deur om deel te wees van 'n naam. Nou wil ek vir iets baie ernstigs wys, geliefde. Ek wil vir u lees. Dit is 'n teks wat ook gebruik word in die maandelikse belering. So ek wil net vir u lees Filippense 3. Die eerste vers. Verder my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Want ons is die besnyding. Ons wat God in die gees dien, geliefde. Ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. So, wie is die honde, geliefde? Die wat op die vlees vertrou. Hy sê duidelik dat die valse profete is hierdie wat vleeslik is. En daarom, geliefde, sê hy, ons is die besnydenis. Hoekom is ons die besnydenis? Want ons kan die geliefdes leer hoe om nie vleeslik te luister, vleeslik te dink en vleeslik te praat nie. Ons is die besnydenis. Ons het die besnydenis geword verander. En dis wat Jesus is. Jesus is die weg wat lei na God toe. Geliefde, soveel jare al is Christus in die kerk. En ek gaan nou nie name noem nie. Maar geliefdes, as ons na 'n vleeslike manier van dink toe gaan,
kan Christus nie daar wees nie. Want hy sê in Romeine 8, die wat die vlees bedink, bedink die dood, die wat die gees bedink is lewe en vrede. Die wat sê Jesus is 'n vleisvat, geliefdes, is nie van God nie. Dit is die honde en die valse profete. Kom ek wil iets wys, geliefde. Galasiërs 1, sê Paulus, ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in die war bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar sou ons, luister mooi geliefde, maar al sou ons, of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig, in stryd met die wat ons nou verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Die evangelie wat ons gehoor het van die begin af, geliefdes, wat gees was. Jesus was nooit 'n vleeslike mens nie. Dis gees, alles was gees, want die vlees is die dood, geliefdes. En die wat daai evangelie verdraai, van 'n geestelike na 'n natuurlike, dit is die valse apostels, geliefde. 'n denominasie, 'n PPK of 'n BKB of 'n wat ook al 'n denominasie genoem word, is nie wat u gaan red nie, geliefde. Net Christus gaan u red, net die gees van God gaan u red, geliefde. Die een wat vir ons die gawes gee, die een wat vir ons drome gee, die een wat vir ons visioene gee, die een wat met ons geestelik praat en oplig in hemelse plekke. Dit is die God wat ons moet dien. En daarom waarsku Paulus ons teen dit, dat die wat 'n ander evangelie bring, as dit wat God ons gegee het van die begin af, laat hom 'n vervloeking wees. Ek wil hier nog 'n teksie lees, geliefde. Galasiërs 3 van die 2de vers af. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Het julle verniet so baie gelei? Julle begin met die gees. Apostel Nino en die apostels het ons geleer van die begin af. Het julle verniet gelei? Hoeveel van die geliefdes, hoeveel van die amptes, het die vlees oorwin, deur lyding, geliefde, want jy oorwin alleenlik die vlees deur die kruisiging. En dis 'n baie moeilike proses, geliefde, om hierdie mind van die mens te oorwin, en dit te vervang met God en lig en gees, want ons is vleeslik, ons is gebore in duisternis, en ons moet vervang word met lig. Ek moet vervang word met lig. Ek moet die lig word vir die lewe, want God sê ek is die lig, maar in Matteus 5 sê hy, julle is die lig van die wêreld. Maar geliefde, julle is nie die lig van die wêreld, as julle vir die mense leer van 'n natuurlike Jesus nie. Dit bestaan nie, dis impossible. Want dit is die valse profete, dit is die honde, en dit is die wat die dood verkondig, geliefde. En daarom is dit so ontsettend belangrik om te sien dat die Bybel is geestelik, geliefde. Soos ek nou vir u gewys het met Samson. En soos ek u wys, hy wat die Romeine 8, die wat die vlees bedink, geliefde, is die dood. En as jy sê Jesus is 'n vleisvat, as jy sê Johannes is 'n vleisvat, as jy sê Paulus is 'n vleisvat, is dit natuur of is dit gees? Hallo? Dis vlees. So bedink jy dan die vlees. En daarom kom die mense en hulle verdraai die Bybel so, laat jy dit moet op 'n natuurlike wyse verstaan. Ons het begin met die natuur, ons het geestelik geword, en nou word alles gedraai en ons word weer vleeslik. Is julle dan sonder verstand? Want God gee verstand, geliefde. Geliefde, jy moet net een ding onthou. Daar buitekant, en selfs in die kerk, is Jesus nie gebore in almal nie. Net die met die Mary mind, net die wat kinderlik en opreg is. Want die see van nasies is in die kerk. En daarom is u verantwoordelik vir u eie siel, geliefde. U moet dit net onthou. En daarom waarsku God u deur die diensknegte wat geestelik is. Jy kan nie 'n ander kerk begin nie, geliefde. Maar as iets doodgaan en Christus moet aanhou lewe, dan maak dit nie saak wat die naam van daai denominasie is nie. U moet luister na wie spreek deur die mond. Is dit God
of is dit die mens? Is dit vlees of is dit gees? Want die vlees sal u doodmaak, geliefde. En nou moet u onthou, geliefde, slegs die wat geestelik is, slegs die in wie Jesus gebore is, kan na God toe gaan. Want Jesus is die weg wat na God toe lei. Daar is nie 'n Jesus nie. U moet daai weg word verander. En daarom, geliefde, sê hy, want as julle terugkeer, laat ek net vir julle lees, geliefde, Hebreërs 6 van die 4de vers af, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Geliefde, as u daai gees ontvang het, so baie van die geliefdes praat met my, en sê, Jessie, ek het al gedink ek is verkeerd, want dit wat God my geleer het, is geestelik, en dit wat ek nou geleer word, is vleeslik, van 'n natuurlike Jesus, 'n natuurlike Bybel, 'n natuurlike weg. Geliefde, jy sal die koninkryk van God nie ingaan so nie, en jy's verantwoordelik vir jou eie siel. God het nie 'n gees gegee om te vrees nie, geliefde, maar om te sê, Abba Vader, dankie vir hierdie waarheid. Want God spreek met ons van sy koninkryk af deur sy diensknegt, en u moet daai woord moet u kan sien. Daarom sê Jesus in Lukas 8, hy wat 'n oog het laat hom sien, hy wat 'n oor het laat hom hoor. Want aan julle is gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te verstaan, die ander nie, geliefde. En as u geskep was na die Gees, en hulle kom en hulle verander die evangelie, en hulle verdraai die evangelie van gees na vlees, dis nie iemand wat uit 'n denominasie uitgaan, om lewendig te bly, omdat hulle besig is om die mense dood te maak daar nie. En ek praat nie van hierdie mens nie, ek praat van die mens wat geskep is in Adam uit die aarde, uit die verstand. En die eerste Adam is aards, die tweede Adam is die Here uit die hemel. Ons priester van Melchisedek, geliefde, was nog nooit vlees nie. Jesus is die weg na God toe. Jesus is die weg van die kruis. Jesus is gees. En daarom moet ons verstaan dat Jesus is Immanuel, God met ons. So as ek daai geestelike Mary mind het, en daai kinderlikheid, want die koninkryk van God behoort aan die wat soos kinders is, en ek luister, en Christus word in my gebore, nou is ek God in vlees, nou kan ek die lig wees vir die wêreld. Maar die ander wat vleeslik is, geliefde, hulle kan nie Jesus kruisig nie, hulle sal jou kruisig. Want jy word nou die seun, en jy is die uiterste hoeksteen wat nou verwerp word. Maar so baie geliefdes wat amptes is, bly maar daar, en hulle sal maar die seun van Farao se dogter genoem word, net terwille van die amp en my ego. Maar geliefde, as u dit doen, dan maak u ook dood. Dan word ons ook vals profete. Luister na wat mense praat, geliefde. Luister na God wat 'n diensne. Onthou net, geliefde, God is die woord. En die Satan is ook die woord. En daarom, geliefde, ons moet Christus liggaam, die gees, moet ons lewendig hou. En die enigste manier wat dit gaan gebeur, is as ons geestelik preek, as ons geestelik leer, en die liggaam Christus, die weg wat na God toe lei, lewendig hou. En ons verstaan die weg wat God vir ons gegee het, is gees en lewe. Daarom, geliefde, ek sê nou vir u, ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hierdie evangelie, terwyl daar geen ander is nie. Maar die mense is besig om dit te verdraai, die aardse, die Jode. Waar is die Jode, geliefde? In Jerusalem. Jerusalem, die doder van die profeet. En daarom is die profeet dood, geliefde. Maar ek wil nie verder gaan nie, geliefde. Ek het beloof ek gaan hierdie video vir u maak, en ek sal 'n bietjie ander ook maak wat meer evangelisties is. Maar asseblief, geliefde,
U is verantwoordelik vir u eie siel. Moenie wag tot u uit die vleis uitgaan en sien dat u was heeltemal verkeerd nie. Ken u Vader se stem, geliefde, en dit is gees. Moenie egoïsties wees nie. Moenie omdat jy 'n amp het, dink, nee maar, ek kan nie dit los nie, want dan word jy genoem die seun van Farao se dogter. Wees dit, maar hoekom nie liewers lei saam die volk van God tot daai vlees oorwin is nie? Want die wat vleeslik is, sal altyd die wat geestelik is vervolg. The spiritual will always be persecuted by those who are fleshly. Altyd, geliefde. Onthou dit. En daarom, as u die regte weg vind, gaan u verwerp word. Dan kan u ook sê, Vader, laat hierdie bitterbeker by my verbygaan en dit los. Jy kan. Dis jou keuse. Stel jy, kom weg van die kruis af. Maar dan gaan u nie sterwe nie, om te kan lewe nie. Want die lewe kom deur om te sterwe, geliefdes. Onthou dit. So, geliefdes, ek pleit nie by u nie. Ek gee u net die waarheid. U moet kies wat u daarmee gaan doen. En u moet kies wat 'n God u gaan aanbid. Maar onthou net een ding. Die vlees is die dood. Die gees is lewe en vrede. Dankie, geliefde. God seën u en maak die regte besluite, geliefde. Dis u eie siel. U is alleen op hierdie aarde. As jy uit die vleis uitgaan, is die een nie daar nie, niemand is daar nie. Jy is alleen. En as jy dink, jy gaan nou onder die broeraltaar is, of die priesteraltaar, daar bestaan nie so iets nie, geliefde. Jy kan nie daar bly nie. Jy moet opvaar. Jy moet deur al die hemele gaan, om in die koninkryk van God te kom. En ek sal video's maak om hierdie goed vir jy te verduidelik. En ons het 'n WhatsApp groep, wat ons intens gees evangelie broodbreek, geliefde, om hierdie krag terug te bring van 'n waaragtige God, waar hy met ons praat deur drome en profesies, en waar ons die goed kan uitlê, en die geliefdes kan help volgens wat God wil hê ons moet doen. Daarom sê ek, geliefdes, wees verantwoordelik teenoor u eie siel. Moenie laat u vleis en Lucifer u om sy vinger draai nie. Ons is so maklik, want dis al wat ons ken, is die duisternis. Maar kom ons word die lig. Kom ons kyk waar om die lig te kry, geliefde. Want om geloof te hê in 'n kerk, is die grootste fout wat u kan maak. As u nie die lewe gaan vind nie. 'n Mens begin by geloof, want geloof glo jy in iets wat jy nie gesien het nie. Maar as jy die oog ontvang, deur Christus wat in u gebore word, die seun van God, die weg wat na God toe lei, en die lig kom in u lewe, dan kan u die lig word, en u kan een word met u Vader, en sit in hemelse plekke in Christus volgens Efese. Dankie, geliefde. God seën u.